Communities are rising above the challenges, from small garden plots to nutritious cycles led by the Ministry of Agriculture, Water and Land Reform. Rice Namibia and the World Food Programme, among others, is taking root and providing that even in dry or flooded areas, change can grow when communities are empowered with knowledge, tools and the necessary technical support. Die getal wat ons by die skool het, ons het 145 kinders. Die vroumense wat uit die hospitaal uitgekom van die kinders wat honger is ons 45. Hierso ek self by die huis ek bly met 25 kinders. Die kinders ook wat saam met my hierso bly, sommige het nie 'n ma en pa nie, sommige het mos pa, sommige het nie 'n ma nie. Sommige het mos dan deur die government gekry. Die kos wat ek kry mos by governor se kantoor. Ek het gehardloop by Mekasif. Hulle help vir my met die sak boon in 'n week en 7 broode. As daar baie broode is, dan help hulle vir ons miskien met 23 broode. Daar is ook mense van Light and Children, Dominee Olwagen. Soos as ek ook iets hier so kortom pap om wat ek vra ook vir hulle, maar hulle kom gee ook vir my. Klomp van hulle, ek werk op my eie. Water, ek tap self. Ek het 'n groot tuin daar ook agter. Houte, ek koop self. Ons het die sopkombuis begin in 2021. Ek het die behoefte gesien en dit was vir my noodsaaklik om te begin. Dit was sonder dat ek donateurs gekry het van enige iemand af. Ek het met my eie geld begin. Die sop wat ons maak, ons gooi semp in, ons gooi soepmix in, ons gooi aardappels in, ons sit butternut in, ons sit sojamins, of as by 'n donateur kry, of as iemand vir ons vleis of sopbene wat ry en kry soms doen. Die slag is hier, hulle gee vir ons sopbene en dit gebruik ons ook vir die sop. Of die NG Kerk hier gee vir my sponsor my sojamins elke maand, so 12 pakke. Dit gebruik ons ook vir die sop. Dan is die spice wat ons ingooi, en dan dis die sop wat ons maak vir die kinders, vir al twee groepe. Die skool, die Gooibek en dan die kerk.